Nou kyk, nee, as jy nou al 'n trekker gesien het met presence, check gou 'n bietjie daar agter. Nee. Die nuwe Klaas Zerion. Hierdie is 'n 540. Ek is hierso by Herman. Hy gaan my gou vinnig vertel hoekom het hy hierdie rigting gegaan. En ons weet hy is nou 'n Klaasman, maar rook die trekker actually die pyp en ons vat hom sommer vir 'n spin. So as jy nog nie gesien het hoe lyk hierdie goed binnekant nie, jy wil nie hierdie video mis nie. Herman, hoe lyk dit? Goed met jou, Andrei? Nee, aan die gang man. Dis mooi. Eerste ding, baie geluk. Nuwe trekker. Ek kan letterlik sê hy is nou een van die mooiste trekkers en nie die mooiste trekker op die mark op hierdie stadium nie. Met daai wiele in die neus en al die goeters. Hy lyk sommer net of hy presence is. Nou wil ek by jou weet, het jy hom sommer van die prentjie afgekoop of hoekom? Nee, Andrei, nee, dit is nie om snaaks te wees om van 'n prentjie af te koop en hoe hy lyk en hoe mooi is hy nie en oor ek lief is vir Klaas nie. Maar daar's 'n paar aspekte hoekom ek dit wel oorweeg het. En die groot beweegruimte is eenhede. Ek voel net my groot kopskuif ons was in 'n seisoen waar ons 200 kW trekkers moes vervang weens hoë ure. Ja. En sou ek die koopsom maak van vervang die 2 teenoor 1, dan was dit 'n gelyke som. Nou ja, ek is dalk ek het die voordeel om my eie implemente te bou. So dan moet jy nou implemente aanpas. So dit is 'n ander kopskuif. Maar ek het die besluit gemaak. Ons het besluit ons gaan die stap neem en ek het gehoop dat die trekker 200 kW trekkers se werk sou doen. Ja. En ek het altyd die som gemaak van die gemaklike som van die 2 trekkers het argumentsonthaalwe 2 11-tand rippers getrek. Ja. Dit gee vir jou 22 tande of dis 3.8 meter versus 8.7 meter. Kan die 2 dieselfde doen of gaan hierdie een hulle kan uitloop? Maar ja, die proef in die pudding is om dit self te toets en self te kyk en om dit te sien en om die dieselsom te maak. Nou ja, ons is deur die ripseisoen. Ons ripper is 8.7 meter. Ja. Nou hektaar per uur wat hy doen met die ripper is 10.4 hektaar 'n uur met 'n dieselverbruik van al die trekkers wat ons getoets het wat op die plaas loop 250 en kleiner. En daar's 'n gemiddelde dieselverbruiksom van 6 liter. Tussen 5 en 6. Ja. Maar die hektaar per uur is fenomenaal. En dit is wat dit vir my absoluut die moeite werd gemaak het. Hy uitloop 200 kW. En dit wil gedoen wees, nê? Ek wil vir jou eerlik sê dit is nader aan 250 kW trekkers se werk wat hy met gemak doen op rip. Ons het nou meer as 'n week wat ons nou saadbedwerk doen met die Flexmaster. En ja, dit lyk goed. Sy brandstofverbruik is tans op 4.7 liter en per hektaar. Ja. Okay. Nou wil ek jou 'n ander vraag vra. Ek meen ons het jare terug was ek by jou gewees wat ons 'n video gedoen het oor die Axions en daai lot. Toe jy nou daai trekkers nommer 1, daar kom nou by 'n sekere hoeveelheid ure ensovoorts. Hoe het die trekkers jou hanteer tot op daai punt? Wel, dit gaan nie oor die liefde van Klaas nie, maar ek moet alle eerlikheid sê, die Klaas produk en Kempston en my handelaar Visser Agri is vir my goed. Ek het nie groot probleme nie, regtig waar. Ons probeer om oor 6000 uur van ons trekkers te vervang. Ja. 6000 uur is al 'n Dis al 'n redelike klompie. Dis 'n redelike entjie. En julle is in 'n redelike harde wêreld hierso. Maar regtig waar, die Klaas produk het nie 'n probleem nie. 'n Yster is 'n yster, enige ding kan breek, maar dit gaan oor hoe hulle jou help na die tyd. En dit maak dit vir my absoluut die moeite werd om by Klaas te bly, want ek het nie klagtes nie. Okay. Tweedehandse waarde op die goed. Nee, want die ouens sê altyd ja, maar Klaas het nie tweedehandse waarde nie. Wat was die value wat jy nog weer teruggekry het vir daai trekkers van jou? Is jy happy daarmee? Ek klink baie snaaks.
ek koop nie 'n produk om 'n produk môre te verkoop nie. Ja, Dit klink snaaks, maar soos ek sê, op 6000 uur plus, as ek 'n trekker verkoop, het ek nog nie moet een gesit nie. Plus as ek die koopsom vat wat ek vir hom betaal het en die verkoopsom wat ek vir hom gekry het, is dit vir my heeltemal aanvaarbaar. So net dit op sigself, ek weet nie waar die storie vandaan kom van tweedehandse mark nie, maar ek kan persoonlik nie kla oor die klaasproduk se tweedehandse mark nie. Trouwens, dit voel vir my, hulle is 'n aanvraag. ja. En dit is seker ook net, jy weet, vandat hulle daai hele fabriek oorgedoen het en al daai goeders het die ouens begin agterkom, hoorie, maar hier's nou actually 'n trekker waarmee rekening gehou moet word. Ek glo heeltemal so, maar ek glo nie dis net die produk, die fabriek wat die verskil gemaak het nie. Volgens my is Klaas nog altyd 'n kwaliteit produk. En ek dink die storie rakende tweedehandse mark is regtig waar 'n gimmick. Ek dink dit is ouens wat by hulle paas gehoor het of hulle oupas gehoor het, daar's net sekere brands. Ek dink regtig waar 'n ou kan dit enigsins herëvalueer en jy kan jouself bietjie gaan vergewis van 'n produk soos Klaas om hom bietjie van naderby te bekyk, want dit is topkwaliteit. Nou gepraat van naderby bekyk, nee. Kom ons klim 'n bietjie in daai cab wat ons hom vir 'n spin vat hierso. Ek is regtig nuuskierig om te sien hoe hy hardloop. Net vinnig voor ons daar inklim, nee. Want hierdie is nou dit lyk soos 'n knakker, nee, maar hy is nie heeltemal nie. Verduidelik my net baie vinnig. Andre, ja, dit is vir my 'n groot ding oor 'n 8-wiel trekker. Hierdie is iets in 'n ander klas. Die feit dat hy nie knak nie en hy draai met 4 wiele, maak sy draaisirkel op die punt van die Wennakkers. Hierdie Oos-Vrystaat Wennakkers van ons wat klein is. Hy draai regtig waar, soos die ou mense sal sê, op 'n tikkie. Hy's baie sag op jou implement, veral as jy met liftimplemente werk, want hy het nie daai ruk en pluk aksie op jou implement nie. Ja, want kyk, hy het 'n chassis wat reg deurloop, né? En dan letterlik daarso steur hy dan nou in die agterkant. Maar ek hier kan jy die chassis weer sien. So dis nie daai ding dat jy ook jou knakpunt hier in die middel het met daai prop shaft wat daarso deurkom en al daai goed, want op die einde van die dag dit is maar 'n knakker se swakpunt is daarso. Ja, ek kan nie praat van 'n knakker nie, maar hierdie is 'n vaste raamtrekker. En daar waar jy knak, my kop sê vir my jy verloor kilowatts wat op die grond neergesit moet word. En dit kry jy reg. Nou kom ons gaan kyk daarna. En ek moet sê nee, wat ek hou van is dis regtig baie maklik om hier in en uit te klim. Ek het die leertjie so gekyk toe dog ek gaan dit nie moeilik wees nie. En dan ek is nou nie die kleinste ouetjies nie, maar kyk hoeveel spasie is hier in hierdie cab. Jy kan party hier binnekant as jy regtig lus is. Wag, hang vas. Trek hom stoot gou jou hande uit. Stoot jou hande uit na die ruitte toe, né? Nee? Kyk gou. Daar's nie veel trekkers wat jy dit kan doen nie, né? Okay, verduidelik my wat gaan hier binne aan. Goed Andre, hierdie is maar jou hele stelsel. Waarvanaf jy werk. Hy het mos die C-Matic radkas. Aha. En daar is jou GPS. En ja, wat meer kan ek vir jou vertel? Al jou funksies is hierso. Jou hektare wat jy kan werk per dag. Kom ons gaan soontoe. Hier is nou op die Flexmaster werk. Ja. Hierdie is nou van maandag af wat hy 361 hektaar gewerk het. 12.1 hektaar per uur. Daarso is hy 4.71 liter per hektaar. Dis verniet, nee. Ek dink dis heeltemal ekonomies en dit is hoekom ek sê jy kan nie die trekker regtig klassifiseer as 'n knakker nie. Dis heeltemal iets anders as jy sy radkas vat, die C-Matic radkas. Hy's absoluut ongelooflik doeltreffend met brandstof.
ons sal nou sien as ons werk. Wys my gou werk hy Simatic storie laat ons as ons hom hier in die go kan kry. Kyk obvious jy 3 ranges. So jy kan jy 3 banke. Ja. So jy kan nou jou eerste bank as jy nou op die Wennaker kom of as jy moontlik sleg plekkies het in die land, dan klik jy op F1 hierdie knoppie. Dan gaan hy jou werkspoed afbring na 5 km/h toe. As jy weer in jou werksmode kom, dan tans is hy op 11.5. So hy's ook vreeslik operateursvriendelik. Die drywer kan nie vinniger en stadiger nie. Hy druk letterlik waar jy hom geprogrammeer het en hy hou daai spoed. En dit maak dit regtig waar die Nou kom ons stoot om, want ons kyk hierso, so ons het, hoeveel meter is hierdie Flexmaster van jou? Hy's 12.87 meter. Okay, so dis basies die 13 meter implement wat ons hier agter het. En ek meen hy's klaar in die grond in. En dan gaan jy. Okay, en dan druk daar's my speed cruise, ek sit hom, hy gaan op 5.3 km/h bly, dis wat ek jou wil wys. Ja. In die oomblik as jy F2 klik, dan gaan hy na 11.5 km/h toe. Daar's jou revolusies. Hy's teen 1300 trefs. Nou gesak hy na 1250 toe. En dan hou hy hom basies net daarso. Waar hy gemaklik is om te loop. Ja, maar hy letterlik idle. Jy kan hoor hy idle. Ja. Met 'n 15.6 liter, hier's genoeg krag voor hom en hy het genoeg torque om dit te kan hanteer. En dan moet jy my die draai besigheid wys, nê. So jy kan self sien hoe groot is hierdie Wennaker. Ja. En wat lekker is ook, alles vorentoe reverse alles is op hierdie op een hand. Ja. Met die druk van 'n knoppie. Ek sien daar draai ek nou in. So dis nie van vorentoe en agtertoe, vorentoe en agtertoe nie. Kyk die stabiliteit van die implement, daar's niks wat 'n ruk en pluk aksie het op nie. En daai, ek wil sê daai swak aksie op die einde van die dag. Heeltemal reg. Right, dan gooi hom, het ons hom kyk. Jy kan ook jou spoed reguleer op hierdie joystick deur middel van hom net eenvoudig vorentoe of agtertoe te bring. Daar trek ek hom agtertoe. So dis niks ratte, dis alles hidrolies. Sien met. En ek sien nou hierso uit 'n gap hier voor by die bonnet na die ry toe, nê. Dit help ook seker baie, ek meen daar's geen vibrasies wat inkom na die cab toe en dis baie stiller want jy het geen van daai engine noise wat half deurkom nie. Heeltemal reg en ek dink dit help ook baie met die hitte van die engine op jou kajuit op sigself. En ek sien die beste ding wat hulle hierso het is want jy gaan my baie lang ure sit en niks doen nie. Hulle het vir jou tot daai voet. Ek dink daai is vir die manne wat daar in die weste werk met daai lang akkers hier by ons waar ons kort met draai gaan jy maar moet besig wees. Want luister jy, daai kort draai is 'n ding, nê. Ja. Wat jy altyd soos jy sê slytasie dalk op 'n groter trekker ensovoorts. Wat jy het wat jy nou nie met die vaste raam het nie. Ander ding. Daar's mos die grootte is die 650, nê. Dis reg. En is die 540. Nou jy het meer as genoeg krag hier, so ons het net nou gesien met die Ripper ook. Ek meen hy speel met daai wat is dit 18-19 tand wat jy het, nê. Ja, dis 'n 19 tand 8.7 meter. Hy speel met die ding, nê. En was dit waar jy som gemaak het en gesê het man luister ek het nie meer as 'n 540 nodig nie. In my applikasie het ek dit glad nie nodig nie, want ook waar ek verwys nou baie na die Oos-Vrystaat, maar hier waar ons in die kontourlande werk, dis kort draai, die kontoure knyp, jy kan net so groot werk. Ja. Hierdie trekker, kyk waar loop sy revolusies, kyk sy spoed is 1180, 1160, 1140 RPM's. Nou, die beperkende faktor is die lift, die implement, hoe groter hy raak, dit raak swaar. Ja. So ek voel net die 540 vir ons wêreld is heeltemal voldoende. As jy moet kyk, nê, want ek weet Klaas het nog 'n klomp nuwe trekkers en goeders wat kom, updates en daai. As jy kyk na wat hulle gedoen het met hierdie ding, is jy seker redelik opgewonde vir die toekoms. Baie. Ek weet hierdie trekker het hulle nou ontwikkel en ek weet met Agritechnica gaan hulle die ander reekse
bekendstel, so ek sien baie uit om te sien waantoe hulle tegnologie beweeg. Woehoe, nou het ek ook 'n spin gevat in 'n nuwe klas Zerion, nê. Luister hier, as jy iewerster een sien loop, nê, of jou buurman of wat ook al, doen jouself 'n guns, gaan spring by homself in die cabin. Herman, stem jy saam? Heeltemal reg. Gaan spring in die cabin, as maar een genoeg spasie vir jou en jy moet dit ervaar, jy kan nie regtig hierdie vir ouens in woorde omsit nie. Ek gaan vir julle op die video so bes moontlik probeer om dit deur te trek, maar klim in die trekker en dan sê jy sien wat ek bedoel. So as jy belangstel ook, kom met hulle in kontak, liedjie bo of hieronder en ja, vat 'n spin met 'n klas. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.